Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om weer vanmôre met u te kan gesels. Dis Saterdagoggend 6 September 2025 en ek wil graag vir jou die volgende opmerking maak. Voeg niks by en neem niks weg nie. Dus jy vir my sê, maar Pieter, waarna verwys jy? Wel, ons moenie iets toevoeg tot die Bybel en ons mag niks daarvan wegneem nie. Spreuke 30 vers 5 en 6 is baie duidelik. Elke woord van God is gelouter. Gelouter, geestelik suiwer. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Vers 6, voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy nie rekenskap vorder en jy as 'n leienaar openbaar word nie. Nou kom ons kyk spesifiek weer na vers 6. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy nie rekenskap vorder. Liewe mens, as ek en jy gaan iets byvoeg by sy woord, of iets weglaat, dan sal hy rekenskap van ons eis. Hy sal ons straf. En die oomblik as ons dit doen, wat gebeur? Ons verander aan die woord, en dan sal ons as 'n leienaar geopenbaar word. En wanneer is jy 'n leienaar? Bloot wanneer jy en ek nie meer die waarheid praat nie. En by implikasie, die woord van God verdraai. Daarom is dit belangrik dat ons moet byhou en ons bepaal by die inhoud van die Bybel soos wat dit daar staan. Nie byvoeg nie, nie wegneem nie. En dit word net so bevestig. En gaan lees maar self Deuteronomium 4 vers 2, Deuteronomium 12, 32, Openbaring 22, 19, waar hy sê, dat as jy iets van hierdie profesie wegneem, dan sal jou naam uit die boek van die lewe verwyder word. Met ander woorde, dan sal ek en jy nie meer hemel toe gaan nie. Ons gaan helwaarts verdoem word. Kan jy en ek, en wil jy en ek, daardie pad loop? Let wel, liewe mens, die woord van God is die enigste foutlose, onveranderlike en 100% ware dokument op hierdie planeet wat ons aarde noem. Dat daar verdraaiings is, ja, dit is so. Daarom is dit ook nie die doel van môre om vir jou te vertel wat 'n Bybel jy moet lees en wat jy nie. Die feit van die saak is, die Here het die oorspronklike manuskripte vir ons gegee, dis vertaal en ek wil nie met jou praat oor watter Bybel ons moet lees nie. Die feit van die saak is net, ons mag niks byvoeg, ons mag niks wegneem nie. Daardie 31.102 verse is vir jou en vir my gegee, sodat ons daarvolgens kan leef. Dink net 'n bietjie aan die volgende scenario. Die oomblik as ons gaan bysit of wegneem, die Here sou nie van jou en my iets verwag, as hy weet, ek en jy kan dit nie doen nie. Ek bedoel, ons is lankal by die punt verby, dat mense word nie meer oor die 900 jaar oud nie. Maar net 120, dit is hoe oud jy en ek veronderstel is om te word, Genesis 6 vers 3. Maar, die Here sal nie van jou en van my iets verwag, as hy weet, en dit in die Bybel gaan skryf, as hy weet, ek en jy kan dit nie doen nie. Daarom word daar van jou en van my verwag, om niks by te voeg, en niks weg te neem nie. Liewe mens, die woord van God is waarheid. Johannes 17:17 is baie duidelik. Die hele woord van God is waarheid. Hebreërs 13:8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. Hy het nog nooit verander nie. Sy woord het ook nog nooit verander nie. Psalm 119 vers 89. Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. Jesaja 40:8 sê, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van God hou stand in ewigheid. Nou as dit dan so is, die woord is waarheid, ons God het nog nooit verander nie, en die woord het nog nooit verander nie. Hoekom wil ons dan aan God gaan verander, by implikasie met respek gesê, deur te wil byvoeg of weg te neem uit sy onveranderlike woord?
Liewe mens, wil jy en ek regtig as 'n leenaar geopenbaar word? Daardie vraag moet jy net vir jouself antwoord en ek praat eers met myself. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.